Die Here sê, ek is julle redder. Julle hoef nie bang te wees nie. Ek is julle toevlug. Julle hoef nie te vrees nie. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Ons barmhartige God en hemelse Vader, hoe wens ons nie dat ons vandag 1000 monde en 1000 tonge gehad het om U te loof en te prys nie. Maar Here, ons is maar swak mense met beperkings. En tog wil ons vir U sê, ons loof U, ons prys U. Dankie vir al U onverdiende seën wat U elke dag so mildelik oor ons uitstort. Open ons oë, Here, dat ons kan sien watter hoop ons roeping inhou. Geef vir ons die vermoë om ook te ervaar hoe groot die krag is wat U uitoefen in elke mens wat glo. U woord sê dis dieselfde kragtige werking van U mag wat U uitgeoefen het toe U Jesus uit die dood laat opstaan het. Dankie dat U altyd daar is en altyd daar sal wees. Wanneer ons val, is U daar om ons op te tel. Wanneer ons breek, is U daar om ons heel te maak. Wanneer ons treur, is U daar om ons te troos. Wanneer ons verdwaal, is U daar om ons te kom haal. Dankie, Here. Open nou ons oë vandag vir die boodskap. Geef vir ons die nodige en seën ons met die nodige om U stem agter die stem van 'n swak mens te hoor. Help ons, Here, om in donker tye nie te twyfel nie, maar om te bly glo dat U almag groter is as alles wat ons ken. Dankie dat ons ook vanmôre vir hulle kan bid wat op ons voorbeding reken, die wat bejaard is, die mense wat seer het, wees en verwaarloosde mense, oral waar daar oorlog en bloedvergieting is, oral waar daar mishandeling is, ag Here, wees ons genadig. Gee dat die wat in U glo en in sulke omstandighede moet oorleef, U teenwoordigheid mag ervaar. Dankie dat U ons sonde vergewe het. Leer en lei ons wat dit beteken, dat U alles weggeneem het wat tussen U en ons staan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing vandag is Genesis 21 vers 1 tot 7. Die Here het aan Sara gedink soos hy beloof het. Hy het sy belofte aan haar nagekom. Sy het swanger geword en in Abraham se ouderdom vir hom 'n seun in die wêreld gebring. En dit het gebeur op die tyd wat God vir Abraham beloof het. Hy het die seun wat vir hom gebore is, die een wat deur Sara in die wêreld gebring is, Isak genoem. En soos God vir Abraham beveel het, het hy vir Isak besny toe hy 8 dae oud was. Abraham was 100 jaar oud toe sy seun Isak gebore is. En Sara het toe gesê, God het gemaak dat mense vir my lag. Elkeen wat van Isak hoor sal vir my lag. En sy het verder nog gesê, wie sou vir Abraham kon sê dat Sara seuns aan haar bors sal voed? Ek het in sy ouderdom 'n seun in die wêreld gebring. Ons lees tot sover. Ons tema vandag is, alles is reg, alles verkeerd. In Eksodus 33 vers 14 en 15 lees ons van 'n uitsonderlike gesprek. En dis 'n gesprek tussen God en Moses iewers in die Sinaï woestyn. En ons lees daar, die Here vra vir Moses, moet ek self saamgaan en vir jou vrede gee? En Moses wat antwoord, as u nie self saamgaan nie, moet ons nie van hier af laat wegtrek nie. En so vertel die Bybel dan die wonderlike verhaal hoe die Here van toe af met Moses en die Israeliete saamgegaan het. Maar so was dit nog altyd, van die begin af. Die Here God wat saamgaan op ons lewenspad. En hoe daardie pad geloop het, hoor ons oor en oor in die Bybel, is die wonderlike pad van God wat telkens die menslik gesproke onmoontlike moontlik gemaak het. Ek sê weer, so was dit nog altyd. Gelowiges van elke eeu getuig daarvan. God, die almagtige God wat die onmoontlike keer op keer moontlik maak, is die verhaal wat die Bybel oor en oor vertel. Kom loop vanoggend nou weer saam met my op daai besondere pad.
Ons begin met Abraham en Sara, wie se verhaal ons vanmôre gelees het. Die verhaal van 'n baie ou man en 'n ou vrou wat 'n baba ryker word. Isak word gebore, 'n godswonder. En wanneer 'n mens Abraham en Sara se verhaal in die Bybel lees, dan val een ding jou elke keer op. Abraham en Sara en Isak se lewensgeskiedenis is vol van die Here God se betrokkenheid by hulle. God wat elke keer die onmoontlike moontlik maak. En dan net 'n bietjie verder kry ons die verhaal van Josef. Hy word op verraderlike wyse deur sy broers verkoop. Maar ook hier kry ons dieselfde ding. In die Josef verhaal maak almal foute. Josef se broers, Josef se pa, Josef self, almal maak foute. Maar soos 'n goue draad loop die boodskap deur die hele Josef verhaal. Die Here vir wie die onmoontlike moontlik is die hele tyd by hulle betrokke. Hy laat goed gebeur ver buite die gewone. God hou die drade bymekaar en deur al die foute heen wat die mense maak op 'n wonderbaarlike manier, maak die Here dat alles op die ou einde ten goeie uitwerk. Selfs toe alles menslik onmoontlik gelyk het. Dieselfde kry ons in die Exodus verhaal waar die Israeliete se uittog uit Egipte beskryf word. Exodus trouwens is al die boek van wonderwerke genoem. Ons almal ken dit. Hoe die Here God sy volk op 'n wonderbaarlike manier verlos, eers deur die pla, dan deur die Rietsee, dan dag na dag in die woestyn, elke keer op 'n wonderbaarlike manier sorg God vir hulle. Water uit 'n rots, manna en kwartels uit die lug, droogvoets deur die Rietsee. U ken dit alles. Soveel so dat Miriam, Moses se suster, op 'n keer 'n loflied sing. Exodus 15 vers 11. Sing sy: "Wie van die gode is soos U, Here? In lofgesange word U vereer, bewerker van wonderdade." En dan later in die Bybel die verhale van Gideon en Samson en al die ander van wie ons in die boek Rigters lees. Elke keer staan een ding bo alles uit. God is by hulle betrokke. God wat die onmoontlike moontlik maak. Ek lees onlangs 'n boek oor Nehemia. Dis die wonderlike verhaal van God se almag. Dis aangrypend om te lees hoe God betrokke is by Nehemia en sy mense en hoe God dit wat vir mense onmoontlik gelyk het elke keer moontlik maak. En dit was nie net vir Nehemia so nie. Dis een ding waaroor die psalmdigters nie uitgepraat kon raak nie. Ons lees in Psalm 72 vers 18, "Gelooft sy God die Here, die God van Israel." Dis net hy wat magtige dade doen. Hoekom sou hulle so iets sê? Hoekom sê hulle vir ons, sing 'n nuwe lied tot eer van die Here, want hy het magtige dade gedoen deur sy krag en goddelike mag het hy oorwin. Psalm 98 vers 1. Die een psalmdigter sê dit so: "Ek wil getuig van u magtige dade, sodat die mense oor u wonderdade sal praat." Psalm 145 vers 6. Hoekom sê hulle dit? Hulle sê dit want as ons van God se magtige dade vergeet en hom nie onophoudelik daarvoor loof en prys nie, loop dinge skeef. Dan val ons vas in ons eie negatiewe netwerke. En toe dit met ou Israel gebeur, moes hulle hoor, juis dit is die rede dat dit sleg gaan met hulle. Toe die digter van Psalm 78 nadink oor hoekom dit sleg gaan met sy mense, toe sê hy, dis omdat julle vergeet het van God se groot werke en wonderdade. U weet, 'n mens kan alles verloor. Jy moet net onder geen omstandighede jou geloof in die God vir wie die onmoontlike moontlik is verloor nie. Dis al wat 'n mens se lewe by mekaar hou wanneer alles om jou uit mekaar val. Dis dan dat die onvergeetlike woorde van die profete Jesaja en Jeremia jou deurdra. Onthou u, ag Here my God, u het die hemel en die aarde gemaak deur u groot mag, niks is vir u onmoontlik nie. Groot en magtige God, u naam is die Here die Almagtige. Ons lees dit in Jeremia 32 vers 17 tot 18. Deur sy profeet sê die Here dit so duidelik: Ek
is die Here, die God van alle mense. Is iets vir my onmoontlik? Hoe anders verklaar ons die geboorte van ons Here Jesus as sekerlik die grootste wonder, Gods wonder? 'n maagd word swanger, en Jesus se geboorte en Isak se geboorte is baie dieselfde. Net by Jesus se geboorte is die Gods wonder oneindig groter. Jesus se geboorte is immers 'n volslaa menslike onmoontlikheid. En dis hoekom Maria in haar lofsang van God sê, hy is die een wat magtige dade doen. U sien, om te bly glo in die almag van God is van absolute belang vir elke gelowige. As jy dit nie het nie, kan jy net sowel opgee. Kan jy net sowel ophou lewe. Kom ek gee 'n voorbeeld. Onthou u, toe die disippels na Jesus se gesprek met daardie ryk jong man moedeloos word oor die wêreld en oor hulle self, toe hulle begin twyfel oor die verlossing van die wêreld, toe sê Jesus vir hulle presies wat Jeremia eeue van tevore gesê het. Vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. Hoekom sê Jesus dit? Ek sê weer, as jy dit vergeet, kan jy maar net sowel ophou lewe. Maar as jy daaraan vashou, as jy jou lewe bou op die wete vir God is alles moontlik, sal jy elke keer kan opstaan en aangaan en oorwin. Het maak nie saak hoe onmoontlik dinge vir jou lyk nie. En as dit nie waar is nie, gooi dan maar jou Bybel weg. Want dan is jou Bybel niks meer as 'n boek vol fabelagtige stories nie, 'n gewone slaaptydstorie, boek vol wonderlike verhale vir kinders. 'n Boek vol stories wat ons in nou se tyd regtig nie meer ernstig kan opneem nie. Ek meen, wat maak ons dan met die boodskap van Jesus se opstanding uit die dood? Om nie eers te praat van al die ander wonderverhale soos blindes wat weer kan sien, dowes wat weer kan hoor, lammes wat weer loop, dooies wat weer lewendig uit die graf kom soos Lazarus nie. En daar was mense, nie net een of twee nie, maar almal van hulle wat daar by Golgotha was, wat toe die Here Jesus daar aan die kruis sy laaste asem uitblaas, gedooie aanvaar het, nou is alles verby. Dis nou klaar. Maar dit was juist toe, dat Jesus na 3 dae uit die dood opstaan en lewend uit sy rotsgraf kom. Toe almal gedink het, dis nou die toppunt van die onmoontlike toe gebeur, wat vir mense onmoontlik gelyk het. As iemand vir my sou vra, sê vir my in een sin waaroor die opstanding gaan, dan sal ek nie 'n oomblik huiwer nie. Ek sal net sê, vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. En dis nie al nie. Hierdie daad, hierdie opstanding van Jesus uit die dood getuig net soos elkeen van die godswonders waarvan die Bybel ons vertel, dat die onmoontlike vir God moontlik is. En daarom was die engel daai Sondagmôre so verbaas oor die vroue se ontsteltenis toe hulle die graf leeg gekry het. Onthou jy wat die engel toe vir die vroue gesê het? Hy's nie hier nie. Hy's opgewek uit die dood soos hy gesê het. Dis asof die engel sê, wat het julle anders verwag? Het julle vergeet? Vir hom is die onmoontlike moontlik. En nou, dit klink alles wonderlik, dit val, hoe sal 'n mens sê, soet op die oor. Maar vergewe my, hier moet ek vra, watter verskil maak dit aan jou lewe, dat jy in hom glo, vir wie die onmoontlike moontlik is? Dink 'n oomblik daaraan. As hierdie boodskap, dat alles vir God moontlik is vir jou 'n werklikheid is, sal dit op minstens 2 punte in 'n mens se lewe 'n verskil maak. In die eerste plek sal dit jou vertroos en beveilig. As 'n mens jou lewe op hierdie boodskap bou, sal jy tog nie gou skrik en paniekerig raak as dinge anders loop as wat jy verwag het nie. Dat die onmoontlike vir God moontlik is, beteken dat hy ons nie net tot kort diskant ons moeilikhede en ons probleme kan help nie. Nee, hy sal ook, wanneer die moeilikheid reeds begin het, steeds help. Meer nog, selfs as die probleme erger raak. Ja, ook wanneer jy voel, nou sink jy, soos Petrus daar op die see, en jy alle hoop verloor vir jou lewe of die lewe van jou dierbares, selfs dan is die onmoontlike steeds vir God moontlik. En ons mag selfs nog verder gaan.
Ons weet die boodskap van Jesus se opstanding bly geldig, selfs wanneer ons lewe sou verloor. Besef u, selfs wanneer ons self die dood moet ingaan, selfs daar help hy ons en hou hy ons vas. En weet u hoekom? Hy was self ook daar. Hy het vir ons die weg gebaan deur die verskrikking van die dood. Louis Smedes, 'n Amerikaanse gereformeerde teoloog, het in die jare 80 'n boekie geskryf wat in Afrikaans vertaal is. En die titel klink so onmoontlik teenstrydig as jy dit die eerste keer hoor. Die titel van die boek is Alles is reg, al is alles verkeerd. En dit klink soos ek gesê het na onverzoenbare teenstrydigheid. Hoe kan alles reg wees, alles verkeerd? Dink net weer, want dis waar. Daar's min sinnetjies wat die troos van die evangelie so raak opsom, soos hierdie een. Dit is eenvoudig so. Dit is presies wat God vir wie die onmoontlike moontlik is vir ons wil sê. Omdat hy ons God is, kan ons weet, selfs in die oomblikke wanneer dit vir ons voel alles is verkeerd, is alles nog steeds reg, want God is in beheer. Maar nou wil die feit dat die onmoontlike vir God moontlik is, ons nie net vertroos en beveilig nie. Nadat dit ons vertroos en beveilig het, wil dit ons ook versterk en ons dapper maak. Hoekom? Omdat ons lewe vir altyd en vir ewigheid gered en veilig is in Jesus ons saligmaker en ons redder. Jy weet mos wat beteken vir tyd en ewigheid. Dit beteken, dis waar vir nou, vir elke dag van ons lewe, maar dis ook waar van alles wat in hierdie lewe nog op ons mag wag, en dis ook waar vir die lewe hierna, die ewige lewe. Dit geld oral en altyd. En omdat dit so is, hoef ons vir niks en niemand bang te wees nie. Omdat ons lewe, soos Paulus sê, saam met Christus sin verborge is in God, omdat God ons uit enige situasie kan red, omdat sy hand nooit te kort sal wees om te help nie, omdat ons nie meer ons eintlike lewe kan verloor nie, kan ons elke dag ook die onbekendheid en die onsekerheid van die toekoms met geloof en moed tegemoet gaan. Ons weet almal ons leef om die minste te sê in 'n vreemde wêreld en in vele opsigte 'n vreesaanjaende tyd, 'n onseker en 'n donker tyd. Menslik gesproke lyk dinge erg, baie erg. Menslik gesproke lyk dinge baie keer donker en buite beheer. Soos dit daar aan die begin ook maar vir Abraham en Sarah gelyk het en vir die Israeliete wat die woestyn moes deur, veral daar voor die Rietsee en ook vir die rigters waarvan die Ou Testament ons vertel en vir die apostels en vir al die gelowiges waarvan ons in die Bybel lees. Ja, maar dis menslik gesproke. Bo dit alles staan daar in groot goue letters geskryf: vir God, ons Vader, is die onmoontlike moontlik. Daarom wat die lewe ook al na ons kant toe mag gooi, onthou een ding en hou daaraan vas. Skuil by hom, die Alhoë. Loop die pad saam met hom. Want die God vir wie alles moontlik is, sê, jy's myne, moenie bang wees nie. Ek verlos jou, ek het jou op jou naam geroep, jy's myne. Hoor mooi, hy sê, ek is die Here jou God, ek vat jou hand, ek sê vir jou, moenie bang wees nie, ek help jou, moenie bang wees nie. Maar met goeie reg kan u nou vra, beteken dit nou, dat alles altyd net goed en voorspoedig met ons sal gaan? Nee, beslis nie. Die Bybel vertel trouwens op vele plekke van gelowiges wat baie swaar gekry het. Ons weet dit. Ons lees van gelowiges wat gelei het, in ballingskap weggevoer is, droogtes ervaar het, siek geword het, noem maar op. Maar dan kan ons met reg vra, as dit dan nou so is, wat help dit om te glo? En dis 'n vraag wat gelowiges hulle self deur die eeue heen afgevra het. En die antwoord wat Ursinus en Olivianus reeds in 1563 geformuleer het, daai twee godgeleerdes wat op bevel van Frederik die Vrome die Heidelbergse Katekismus opgestel het, kan ons dalk help. Lees dit saam met my. Hulle vra, wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God?
En dan op grond van die Bybel gee hulle hierdie antwoord. Die almagtige en oral teenwoordige krag waardeur hy hemel en aarde, alle skepsels asof met sy eie hand nog onderhou en so regeer, dat lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede en alles ons nie per toeval nie, maar uit sy Vaderhand toekom. Maar dan, as dit nou so is, kan ons verder vra, maar wat baat dit ons dat ons weet dat God alles geskep het en nog deur sy voorsienigheid onderhou? Hoor mooi die antwoord van die Heidelbergse Katekismus, dat ons in alle teëspoed geduldig en in alle voorspoed dankbaar kan wees, en verder, dat ons ook nou vir die toekoms 'n vaste vertroue in ons getroue God en Vader kan stel, dat geen skepsel ons van sy liefde kan skei nie, aangesien alle skepsels so in sy hand is, dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg nie. U sien, dis hierdie geloof in God, wat gelowiges deur die eeue heen gedra het. En hierdie geloof sal ons ook dra, nou en deur tot by die einde. En as ons vra wat is ware geloof, dan is die antwoord, ware geloof is nie alleen 'n vasstaande kennis waardeur ek alles wat God in sy woord aan ons geopenbaar het vir waar aanvaar nie, maar dit is ook 'n vaste vertroue wat die Heilige Gees deur die evangelie in my hart werk, naamlik dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my uit louter genade slegs op grond van die verdienste van Christus, vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid geskenk het. Ek kan vir u met die grootste sekerheid sê, elke mens wat hieraan vashou weet en ervaar elke dag, alles is reg, al is alles verkeerd. En al wat 'n mens verder hierop kan sê is, halleluja, amen. Ja, kom ons sê, loof die Here die Almagtige. Amen. Kom ons dank. Here God, dankie dat U ons oor en oor verseker van U teenwoordigheid elke dag onder alle omstandighede in ons lewe. Dankie dat U ons troos met die wete, alles is reg, alles verkeerd. Leer ons, Here, om dankbaar te wees wanneer dit goed gaan, maar ook om geduldig te wees wanneer alles nie goed gaan nie. Terwyl ons U in alles vertrou, om elke keer maar weer opnuut net te ontdek, hoe dat U die onmoontlike moontlik maak. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.